Ek weet ons almal gaan deur moeilike tye en ons almal het stres en omstandighede in ons lewe. Maar ons kan nie toelaat dat dit ons onderkry nie. Ek en jy moet dit hanteer op die regte wyse. En ek weet ons is mens. En as ek kyk na die menslike geaardheid, dan besef ek dat ons stres baie maklik, ons vrees baie maklik. Ons raak baie maklik bekommerd. En baie keer raak ons bekommerd oor dinge wat buite ons beheer is. Ons raak bekommerd oor dinge en dan maak ons stupid foute. Ons maak onnozele foute wanneer daar vrees, wanneer daar angstigheid, wanneer daar bekommernis in ons lewe inkom, dan maak ons stupid besluite. Ek wil vir jou gou vat na die woord toe. En die woord leer ons dan natuurlik in elke scenario, in elke situasie wat ek en jy ervaar en beleef, hoe ons moet optree. Want daar is, selfs in die tyd van die Bybel, en die Bybelse mense, en die karakters wat ons van lees in die Bybel, was daar mense wat vrees gehad het, was daar mense wat angstig geword het, was daar mense wat gevul was met bekommernis. En as ek kyk na vandag se tyd, en mense, dis nie maklik nie. Ek verstaan dit. Ek verstaan dat dit is nie maklik nie, want ek gaan dieselfde dinge deur as wat jy deurgaan, want ek is 'n mens net soos jy. Ek gaan dieselfde omstandighede deur, en daar's baie goed wat ek moet hanteer, en baie keer affekteer dit my as mens, wanneer ek die goed moet hanteer, en ek het nie altyd al die oplossings nie, maar ek moet die dinge hanteer. En ek verstaan dat dit baie keer raak dit vir ons as mens net te veel, en dit raak moeilik. Maar ek wil vir jou skrif gee vandag. En hierdie is baie belangrik, dat ek en jy nie sal val in die struik van die vyand nie, want die vyand wil nou natuurlik angstigheid by jou bewerk. Hy wil angstigheid by jou hê. Hy soek daai angstigheid in jou hart. Hy wil hê dat jy in vrees moet lewe, en dat jy in vrees moet optree. Want die woord kom sê dit tog vir ons, 2 Timoteus 1 vers 7, hy sê dat Elohim het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. So as daai gees van vrees, en is 'n gees met 'n klein lettertjie, as dit nie van Vader afkom nie, dan weet ons mos van waar af kom dit. Dan weet ons mos dis 'n aanval van die vyand, en Vader gee ons nou natuurlik krag, liefde en selfbeheersing. So daardie 3 aspekte moet in ons lewe manifesteer. Krag, wat se krag? Krag om elke situasie reg te hanteer. Liefde, wat se liefde? Die liefde van die lewende God wat in jou hart is, wat jou sal help om elke situasie met die liefde van Yeshua te hanteer. En dan selfbeheersing. Selfbeheersing is sodat jy nie verkeerde besluite maak nie. Dat jy nie oorhaastig sal optree nie. En dat jy selfbeheersing sal toepas ten spyte van die druk en die omstandighede en die situasies wat ons beleef. Want kom ons wees nou eerlik. Die dinge van hierdie wêreld en dit wat van buite af is, en die drukgang wat ons as mens in is, affekteer elke een van ons. Ons as gelowiges hanteer dit dalk bietjie anders as wat die wêreld dit hanteer. Dis hoekom ons gaan sit nie in 'n kroeg en ons gaan drink en ons gaan partytjie en ons doen dinge wat verkeerd is nie. Ons hanteer dit op 'n ander wyse. En Vader wil juis hê ons moet dit op 'n ander wyse hanteer. Maar dit sê nie dat ons is nie gevrywaar van die druk en die omstandighede van hierdie wêreld nie, mense. En ek verstaan dit. Ek verstaan, want ons almal gaan daardeur. Maar ek wil hierdie boodskap vandag vir jou gee, sodat jy met die kalmte en met die vrede en met die liefde van Yeshua en die krag van die lewende God, dat jy reg sal funksioneer. Nou luister gou wat sê die woord, en ek wil jou gou vat na die boek van Job, hoofstuk 3, vers 25. En hy sê hierso, in vers 25, hy sê, as ek iets vreesliks vrees, met ander woorde, die oomblik wanneer daar vrees in my hart kom, dan gebeur die volgende. Luister wat sê hy. As ek iets vreesliks vrees, kom dit oor my. Yes, dis daarom maar 'n openbaring. Dis daarom maar die woord wat vir ons leer om in liefde en in krag en in selfbeheersing op te tree.
om nie toe te laat dat die gees van vrees oor ons manifesteer nie, maar dat ons sal beheer vat oor alle vrees. Nou sê hy verder, en hy sê, en die ding waarvoor ek bang is, dit kom na my toe. So, die oomblik wanneer ek en jy begin stres, en ons is bekommerd, en ons begin worry, en ons begin vrees toelaat in ons lewe, weet jy wat gebeur? Dit sit aan jou soos 'n parasiet, en dit trek al daai negativiteit na jou kant toe. Dit trek eintlik dit waarvoor jy bang is, en dit wat jy vrees, trek dit eintlik na jou toe. Maar daar is 'n oplossing. En die oplossing is nou natuurlik, kom uit die woord uit. Die oplossing is nou natuurlik in die boek van Filippense hoofstuk 4, vanaf vers 6 tot 7, en luister gou baie mooi. Luister gou baie mooi. Ek weet dat die oplossing is nie altyd maklik nie. Dis baie keer is daar dinge makliker gesê as gedoen. Ek verstaan dit. Is baie keer makliker gesê as om te doen. So, nou wil ek vir die oplossing gee, en ek weet, daar's baie wat gaan sê, maar pastoor, ek het al hierdie oplossing gedoen, en nog steeds kom die resultaat nie. Alraai, maar luister gou. Hier kom die oplossing. Nou weet ons, dat daar is druk in hierdie wêreld. Ons weet dat daar is omstandighede, en ons weet, dat ons baie keer word ons blootgestel aan hierdie goed, sodat die vyand 'n oop deur in ons lewe kan kry, deur vrees te veroorsaak. En dit waarvoor ek vrees, dit kom na my toe. Dit waarvoor ek bang is, dit gebeur met my, volgens die woord. En nou kom Filippense hoofstuk 4 vers 6, en hy sê, wees oor niks besorg nie. Okay, dis maklik om te sê. Dis maklik om te sê, dis nie maklik om te doen nie. Kom nou, wees nou eerlik. Dis maklik om te sê, maar dis nie maklik om te doen nie. Wees oor niks besorg nie. Nou, almal van ons hanteer stres, en angstigheid, en vrees, en omstandighede, ons hanteer dit anderste. Daar's party mense wat dit kan verdra, daar's ander mense wat dit nie kan verdra. Daar's party mense wat hulle naels opkou, daar's ander mense wat okay is. Ek weet dit. As gevolg van hoe ons gemaald is in ons kinderjare, hoe ons groot geword het, is baie keer 'n bepalende faktor van hoe ons die druk van hierdie wêreld hanteer. So ek verstaan dat hierdie is baie makliker gesê as gedoen, maar nog steeds, die woord moet vir jou wees soos lewende water wat na jou toe kom. Dit moet die manna wees, die lewende brood wees wat jy eet, sodat dit 'n positiewe effek in jou lewe sal hê. Nou wil ek dit weer vir jou lees. Hy sê, wees oor niks besorg nie. Wees oor niks besorg nie. Maar, laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by Elohim. So, hoekom moet ons dit doen? Hoekom sê die woord ons moet oor niks besorg wees? Hoekom sê die woorde? Die woord sê dit sodat jy op die ou einde van die dag die regte besluite kan maak. Want die oomblik wanneer jy alles oorlaat in die hand van Jahwe en jy is nie besorg nie. In ander woorde, daar's nie vrees nie, daar's nie angstigheid, daar's nie stres nie, dan maak jy die korrekte besluite. Maak jy die korrekte besluite. Want hier kom vers 7, en vers 7 sê, en die vrede van Elohim, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Messia Yeshua. So met ander woorde, die oomblik wanneer die vrede van Elohim in my lewe is, dan hanteer ek die situasie heeltemal anderste. Dan tree ek anderste op, ek praat anderste, ek reageer anderste, ek hanteer die situasie anderste, ek maak ander besluite. En dis tog op die ouene van die dag wat ek en jy moet doen as gelowiges, is dat ons met 'n regmatige denke, regmatige optrede, dat ons elke situasie so sal opneem en so sal hanteer, dat die lewende God altyd die eer en aanbidding sal ontvang. Want ek weet dit mense, ons is almal mense en ons almal tree anderste op. Daar's nie 'n bloudrukplan wat ons kan gebruik om te sê, ja, maar dis hoe ek moet optree so, en dis hoe ek moet optree in hierdie situasie, en dis wat ek moet doen in hierdie situasie nie. Want nie almal van ons is dieselfde nie, nie elke situasie is dieselfde nie, maar die woord van Elohim bly altyd dieselfde. Bly altyd dieselfde.
En ons weet dat die aanval van die vyand bly altyd dieselfde. Hy dieselfde strategie nog elke keer wat hy na ons toe kom. En daarom kan die woord vandag vir jou 'n positiewe impak gee in jou lewe. Dat jy die vrede van Elohim in jou lewe sal hê. Dat jy met vrede en kalmte en rustigheid in hierdie dag sal funksioneer. En dat jy die regte besluite sal maak vir die dag van môre, om vorentoe te beweeg, om die situasie te hanteer, en dat jy die regte besluite sal maak, dat Vader daardeur vereer en verheerlik sal word. So mense, baie dankie dat jy ingeskakel was op hierdie Vrydag, en ek glo en vertrou dat hierdie woord jou vandag positief gaan impakteer. So wees geseënd, geniet jou Vrydag. Shalom.